Julle, baie welkom. Dit is baie lekker om saam te kuier. Ons doen weer vanoggend een van die stories van hoop, of nog 'n storie van hoop. En Eddie is by my. En dit is altyd baie lekker. Eddie is baie lekker om saam met jou te kuier. Dit is altyd baie spesiaal. Vir my baie lekker. Ja. Paulus praat van 7 gawes in Romeine. En ek kan dit mos maar noem. Profesie, diens, onderrig gee, bemoediging gee, leiding en dan barmhartigheid. Nou, ons weet mos, die bedoeling is nie, hierdie is nou die lysie nie. Maar dit is 'n baie goeie plek om te begin. Want dit is baie insluitend en so. So ek dink dit is 'n baie goeie plek om te begin. En dan, vroeër die jaar, het ons die Church Life Survey gedoen, CLS. En daar het 'n paar baie interessante goed uitgekom. Ook wat hierdie sake betref. Dit het uitgewys dat 41% van die mense wat nou die vraelyst ingevul het, meer betrokke by die gemeente kan en wil wees. En ek het sommer gewonder, kan dit wees dat hulle sukkel om 'n volgende tree te gee, omdat hulle nie weet hoe en wat nie. En miskien kan die gawes ons dalk daarmee help. Wil jy vir ons daarmee dalk 'n bietjie meer help? Ja, dankie. Ja, jy vra vir my 'n moeilike vraag, ek het mos gehelp met die vraag so opstel. Ja. Ja, so, ek dink as die vraag is of daar is maar 41% daai skuif wil maak en soort van hoekom dat hulle dalk nou nie weet hoe nie, dan dink ek miskien is die antwoord nogal dalk ja. Want ons leef in 'n tyd waar ons soveel eise op onsself het in terme van ons werke, in terme van werkstres, in terme van verantwoordelikhede, as ons getroud is in ons huwelike, kinders, by die huis, en skool, en dan nou maar rondom werk, nee, om die pot aan die kook te hou en brood op die tafel te sit, dat dit baie keer nog voel asof kerk is net nog 'n ding wat inpas in hierdie lys van verantwoordelikhede. En dan as mens nou so 'n vraag kry in 'n vraelys, dan mag dit die geval wees van okay, maar ek wil half meer by die kerk doen, maar nou hoe doen ek dit? En dan is dit daai ding van maar die kerk moet my soort van help. En dan is dit al verdenke, jy moet net daai tentjie voller maak. Ja, dit is nog 'n ding. Dit is net nog 'n ding. So ek dink as ek moet sê dan moet definitief 'n proses wees van ontdek. Jy sê maar die 7 gawes wat mos nou nie in beton gegiet is nie. Maar dan moet ek dink 'n ontdekking plaasvind dat dit is goed wat saam met mekaar werk. Soos my verhouding met my vrou 'n baie sterk invloed het op my verhouding met my kinders, my werksverhouding en my manier hoe ek die toekoms beplan en ook my verhouding met die ander gemeentelede en met die wêreld. So is hierdie gawes ook in 'n dinamiese verhouding met mekaar. Ja. En as ek miskien nog daaroor kan sê, ek dink mense voel baie weerloos deesdae. Ons voel baie uitgelewer en van al die eise en natuurlik nou internasionaal ook van wat oral in die wêreld aangaan en hoe die sosiale media ons soort van soos 'n wind op die stormsee rondwaai, dat ons wil amper sê maar die kerk moet dalk meer wees van 'n plek waar jy hierdie weerloosheid kan laat wees en waar ons mekaar help in hierdie proses. Want onthou baie van die ander plekke moet jy maar partykeer 'n bietjie van 'n show opsit, nee. Ek bedoel by die werk daar is baie spesifieke protokolle en goed en dit is nie jou naaste mense nie terwyl jy so baie tyd daar spandeer. So ek dink gemeentes en ek dink ons gemeente het soort van daai raakes en sê maar hoe gaan ons hierdie gawes soort van as 'n pakkie laat werk en elkeen wat 'n verskillende fokus het op sy gawe, want die Here gee ons nou verskillende gawes vir ons op verskillende tye, hoe ons dalk dit kan ontdek en meer kan laat saamwerk. By wyse van analogie as jy nou dink aan 'n spansport, jy het verskillende posisies en op die ou end het jy een span wat saam speel. So 'n bietjie van daai dinamika kan ontwikkel. Ja, nee, baie dankie. En daar is ook dink ek 'n beweging, kom ons sê dit so van ontdekking
na ontwikkeling as 'n oorgaweswerk, nê. En daai verhaalhuis, die CRS verhaalhuis, het uitgewys dat die gawe van onderrig, met ander woorde om mense te leer, reeds baie sterk in die gemeente teenwoordig is. Ek dink dit iets soos 38% van die mense het getoets dat hulle daarmee besig is. En dan ook wat opvallend hoog was die gawe van gee. Ja. Ek dink van die mense wat die vorms ingevul het, het iets so 63% gesê, hulle gee gereeld. Ja. Wat maak 'n mens nou met die ander gawes, wat eintlik relatief laag getoets het in die verhaalhuis? Miskien moet ek net so 'n bietjie my perspektief gee op die gawes. Ek skei 'n soort van half in 3 groepe. En in my kop is dit soort van die gawe van profesie en onderrig wat soort van so bietjie by mekaar pas. Ja. En want dit is iets wat jy doen en wat jy so bietjie van op 'n verhoog staan en mense luister. Daar's 'n direkte ontvang. Terwyl die tweede een wat so op sy eie staan, die gee-gawe, is die algemene ene van maar jy sien 'n nood en dan wil jy iets daaraan doen. Ja. En dan is dan mos nou die ander leierskap steek by die eerste, ek net by sê. Leierskap, onderrig en profesie. Want leierskap is ook iets wat jy uitoefen en is ek amper in 'n een rigting. En terwyl die gawe van diens en van barmhartigheid en van bemoediging is daarin moet jy baie naby aan mense kom. So daar's 'n closeness, daar's 'n nabyheid en jy kan nie dit eintlik jy kan dit waarneem op 'n afstand, maar om dit te doen moet jy in die nabyheid wees. En so wat ek beleef is die gee-ding kan jy nog doen oor 'n afstand. Ja. En die onderrig en die profesie en leierskap kan jy nog so half doen oor 'n afstand, want jy het daai vaardigheid en jy gee dit weg. Terwyl die ander maak jy jou hande in 'n sekere sin meer vuil. Ja. Want diens en barmhartigheid en bemoediging kom jy amper, as jy nou kan sê, in die ander een se skoene, baie meer. En so wat ek lees met hierdie is, daar's 'n bietjie van 'n momentum. Daar's die ding van die onderrig en ek dink dit baie van ons gemeentelede ook in naskoolse onderrig ontvang het. So hulle het ook in daai proses en daai gawe ontwikkel, want as jy moes leer, dan moet jy mos ook weer gee. Ja. En dan die gee-gawe dink ek is oor ons gemeente se gewoontes. Want daar lê 'n groot stuk gee in. Ons ag mekaar, ons ag alle mense. Ons luister na mense, ons vra God vra. Daai goed moet jy jouself gee. En so dis amper asof dit vir my is daar's 'n fondament voorberei. Van daai laaste 3 gawes is volgens my die moeilikste. En vir die meeste van ons. Ja. Die diens en die barmhartigheid en dan daai bemoediging. En ek dink dit is veral wat ons dalk deesdae nodig het, maar nie los van die ander nie. En ek dink, soos ons nou al klaar gesê het, mense het verskillende sterkpunte op daai gawes. En ek dink die ideaal vir ons gaan wees om te ontdek hoe ons daai 7 of wat ek al kan laat saamwerk, sodat jy die gawes wat bietjie meer een rigting werk, saam met die gawes laat werk wat 'n bietjie meer wat multidireksie. Wat die belangrike ding is 'n liggaam. Presies. Ons kan nie al die gawes moenie dieselfde wees nie, hulle moenie eers dieselfde lyk nie. Dus daarin lê ons die groot geheim. Absoluut. Ja, maar ek mis nou net jou lyf kan kyk. Ek bedoel jou hand is een wat jy iets kan mee en laat beweeg, bijvoorbeeld 'n tennisraket vashou en 'n bal slaan. So dis 'n dinamika wat sigbaar is. Ja. Maar dan sou lewer aan die binnekant wat niemand van weet nie. Maar hy doen sy werk op sy stelligheid. So ek dink dit is jy sou die dinamika ook werk van die verskillende gawes. Uitstekend. Die nog opwindende deel is dat ons weet nou dat gawes in die heel eerste plek vir die gemeente bedoel is. Maar verseker nie bedoel is om daar te bly nie. Gawes rus die gemeente toe, dink ek, juis om buite in hierdie wêreld vir 'n gemeente dit moontlik te maak om God se liefde te gaan leef. Dis tog waaroor dit gaan.
ons het nie gemeente nou agtergekom uit die vraelys uit, dat daar 'n baie sterk gevoel van behoort is. Ek dink iets soos 82% van die mense ingevul het gesê, hulle het 'n gevoel van hulle behoort aan die gemeente. Saam met dit, en dit was my nogal 'n verrassing, het 78% mense gesê, dat hulle is eintlik heeltemal bereid vir vernuwing. Dis nie vir hulle ding wat hulle bang maak en bekommerd maak nie. Hoe sien jy, gaan hierdie gebeur, sodat daar dan ook nie net die gemeente vernuwe word, maar uiteindelik die soort van die gemeenskap getransformeer sal word? Ja, dit is interessant as so baie mense sê hulle is oop vir vernuwing. En want dit is soos as ons vra wie's lus vir 'n uitdaging, dan sê ek maar ons gaan 30 km stap. Ja. Nee, niemand daar meer minder, so lus vir die verandering nie. Maar ek dink die positiewe daarvan is dat daai terugvoer uit die vraelys sê vir ons dat die gemeente is op 'n plek waar daar 'n goeie quota gemak is. En daarmee sê ek nie 'n gemaksone wat gevaarlik is nie, maar veilig daar. Veiligheid, ja. Veilige plek. Veilig so, ja, dat sê jy my mooi reg daar. Want as jy in 'n posisie is van vrees en 'n posisie van onveiligheid, dan wil jy beskerm. En dan wil jy ook nie verander nie. Want dan is enige verandering ook vreesaanjaend of ontstigtend. So dit sê eintlik dat die gemeente is op 'n baie goeie plek. Mense is, ek dink, psigies, emosioneel, geestelik op 'n plek waar jy veilig voel, waar jy die genade van God belewe. Waar jy belewe dat Christus se werk is iets vir my en dit is iets wat ek beleef. Dis nie net iets wat ek hoor en wat ek as 'n feit hoor nie, maar as 'n belewenis. En natuurlik die ander hoë persentasie rondom die belewenis, en ek dink dit hang saam met ons styl en die sang en die gemaklike manier hoe ons mense van alle etniese groepe verwelkom en ook mekaar verwelkom. En so dit is my baie winnend. En dit is my ook tipe van, kom ons noem dit dan nou maar die basis van waar mense kan sê, maar kyk, hoe vernuwe ons dan nou? Want wat vir my nou lekker is van die proses is mense hoef nie al die antwoorde te hê nie. Mense moet miskien die regte vrae gaan vra in hierdie proses wat ons nou die gawes ontdek om te sê, maar wat sê ons vir mekaar? Hoe wil ons dan nou verder vernuwe? Want God het mos nou klaar met ons gewerk. Ons is mos nou klaar in 'n veilige plek waar ons die genade vier, waar ons Christus se verlossing regtig beleef en dan vir mekaar sê, maar hoe wil ons vanuit daai verder gaan? En dan natuurlik dit die gemeenskap op die oog. Jesus se hele bediening, die Bybel het geen fynskrif daaroor nie. Die hoofopskrif is God se versoening van die wêreld met hom deur Christus en die Gees. En so dit is nie net 'n ding wat vir onsself is nie. En dit is hoekom ek opgewonde is dat met wat ons reeds doen met die diensaksies en ook nou wat ons bietjie begin het met die wildernisterapie, dat ons 'n fokus het wat nie val op ons eie verryking en ons eie selfsug het, maar wat dan baie uitkring. Dit is 'n belangrike opmerking, Eddie, want jy kan as jy met hierdie punt van 80% gevoel van behoort en so aan, kan dit vir jou voel, hou net daaraan vas. Terwyl ons hele gereformeerde storie is om aan te hou te reformeer. Sê ons arriveer eintlik nooit nie. En dis hoekom dit lekker is. Hier is nie 'n nuwe ding nie. Dis die aangang van 'n ding wat al in feite met ons begin het. Absoluut, ja. En natuurlik voor dit ook. Ja, die reformatie is ook vir my as ons praat van die reformerende, die heeltyd reformeren, is dit om te sê, maar daar is soort van 'n vaste punt in die verlede, maar daai vaste punt is nie 'n instruksie alleenlik nie. Die vaste punt is God se liefde. En daai liefde laat jou leef. En dit laat jou nie met vrees leef nie. Dit laat jou leef met omarming en dan kom ons weer by die gawes uit. Want dan kan jy barmhartig wees sonder om iets terug te verwag. Jy kan diens lewer sonder om iets terug te verwag. En die leiding wat jy gee is nie baarskap nie, maar dit is 'n diensbare leierskap. So dan kom dit maar weer terug by dat die gawes is daar om eintlik God se liefde te leef in die wêreld. Ja, uitstekend. Eddie, baie dankie. Hierdie is natuurlik
die begin van 'n gesprek. Ja. En mense vra vir Eddie. Drink met hom koffie, kuier saam met hom, want dit maak die pad vorentoe opwindend. En ek het aan die begin gesê hierdie is 'n storie van hoop. Baie seën vir julle. Groete.